Right, so, julle het gepraat en Bokkie het geluister, nee. Hulle het die basiese beginsel van die inline ripper is dieselfde. Maar nou kan jy kies en keer hoe jy die tand wil hê, wat sien jy wil op hê, wil jy hydraulic, wil jy veer, wat ook al. Henry gaan my gou 'n bietjie deurvat wat jou verskillende opsies. Check 'n bietjie. Henry, hoe lyk dit? Goed jy, André? Ja, wat doodstil rustig. Jy sê julle het nou 'n klomp verskillende opsies. Ek kan nou my bokkie spek soos ek kom wil hê, nê? Ja, André, tot op 'n mate kan jy, maar daar is daarom redelik van om te kies. Nou, veral met tandkeuses het ons 'n paar opsies nou ewe skielik in die mark. Nou verduidelik my gou. Vat my deur en verduidelik jy my wat gaan nie aan. Hierdie is 'n tand wat ons nou, ek dink dit was 2 jaar terug wat ons dit begin bou het. Eintlik nogal populêr geraak in dele met baie klip. 'n bietjie van 'n boer wat meer sensitief is oor kom ons noem dit lopende koste op die masjien, Ja. maar minder geplaas oor daai, ek wil amper vir jou sê, daai perfekte nou-til Besproeiingsareas, ouens ja, wat nie wat met 'n dis of met 'n krappertjie gaan na die tyd in 'n geval kom. Jy weet, Yes. wat hy nie omgee te veel van dit nie. So wat dit is, dit vat 'n gewone buitelpunt van die rak af. Ja, Hy's net toe weer beskerm en hy kan 'n flareskaar vat en die flareskaar is nie afhanklik om saam met die tand te werk nie. Dis nou iets wat jy die oggend besluit, hoor jy, gaan ek met 'n flareskaar werk? Ek gaan nie of ek het daai rarige klipland, kom ons haal maar net die flareskaar Ons haal die flareskaar af, vir hierdie land. of ek wil dalk net 'n voortrek. Ek wil nie nog breking probeer, jy weet daai bankbreek nie. Ek wil hom laat ligter sleep. En dit het 'n bietjie van 'n verskil op sy kilowatt vereistes om dit te doen. So wat nou hier gebeur, en is nou tradisioneel wat ek het dit nou die dag op 'n boeredag vir 'n ou verduidelik. Jou buitelpunte wat nou teen hierdie helse helling is. En dit is hoekom die slytasie gewoonlik minder is op dit. Ja, Soos wat hierdie punt nou breek, begin hy met sy lang profiel die grond uit die pad uitskuif en ons praat van die rol effek, hy rol dit om. yes. En dis nou waar gewoonlik jou C-tande 'n klomp ek wil sê versteuring en baie van hulle effektiwiteit verloor. Hulle wen weer op brandstofverbruik en ligter sleep, maar wat jy doen is jy rol die grond boontoe en jy rol dit om. So jy haal die grond uit die ripper vir homself uit die pad uit en dan wat gebeur is, jou meeste slytasie is gewoonlik hier voor. Ja. Nou, as ons nou gaan na die een toe wat, kom ons noem dit nog steeds, 90% van die masjiene wat ons bou het hierdie op. Dit is ons, dis nou 'n prototipe skoen, maar die tradisionele nou-til bewerking. Nou, 'n groot rede vir die klomp slytasie is ongelukkig, die grond vryf hier verby. Want dis mos Want nou baie jy wil nie grond omrol nie. Ja. Jy wil deur dit soos 'n mes sny en as ek vinnig weer net hierdie bewerking, jy weet wat ons plan was vandag af, dit kan verduidelik. Jy het 'n punt en jy sit met 'n punt hier voor. Hierdie is 48 mm wyd. Ja, So hy moet eintlik jou primêre breking maak onder en 'n pad maak waardeur hierdie hele meganisme beweeg, jou hele tand beweeg. En jou flareskaar is daai laaste bietjie, kom ons noem dit deflektering. Want die oomblik as jy byvoorbeeld, kom ons sê jy sit jou flareskaar heel voor. En dit is nogal 'n groot bekommernis en ek en Wieke het dit in die verlede getoets en ons het al dit bespreek. Dit was nou jare terug. Jy weet voordat inline rippers regtig inline rippers was wat ons vandag ken. Sit jy jou flareskaar byvoorbeeld voor. Een bekommernis wat ek gaan byvoorbeeld het. Eerstens jou flareskaar doen die primêre breking. Hy gaan sluit laat die bissies bewe. Nou moet jy begin aan hom snaakse goed doen om sy lewe te rek. Regtig snaakse goed want hy gaan sluit laat dit klap. Maar die ander probleem is omdat hy jou primêre breking doen en jou flareskaar is baie afhanklik van hoe die ripper shatter, daai profiel shatter doen. Dan jy gaan 'n ploegbank sleep. ja, okay. Jy gaan, as jy verstaan, onthou, jy het 'n punt wat 200, plaas van 48, en dis wat ons probeer beperk. Jy wil 'n punt hê van 48 mm, hy moet breek, hy moet 'n pad oopbreek vir hierdie, en hierdie moet eintlik net 'n deflekteringsaksie doen. Maar as jy nou jou flareskaar voor het, ek dink dan gaan ons begin ploegbanke opbreek oor 5 jaar wat 554 diep is. Jy sien, en dis 'n probleem. Dit gaan, ek is eerlikwaar, jy weet, ons het daarna gekyk, ons het hierdie ook probeer in die verlede, en dit het net nie vir ons daai mintel bewerking gedoen wat ons wou gehad het. Jy weet, absoluut, dit moet lyk of niks gebeur het bo nie. So wat jy wil sê is, as jy nie 'n ploegbank wil sleep nie, gaan jy op die einde van die dag, dit gaan nou maar gebeur dat jy gaan slydele betaal. Dit is nou maar deel van die game. Ons probeer van ons kant af enigiets doen om dit te verminder. Ons toets aanhoudend, ons
eksperimenteer. Ek bedoel, hierdie is HRC, die staalse HRC is 40. Dan is nie genoeg om harde Maar as ek nog steeds reg as ek sê, bly die konstante by die ouens met wie ek gepraat het, sê almal ja, hier van jaar 3 af, as jy met 'n bokkie rip, dan raak jou slydele minder. Dit doen. Maar ek bedoel, as jy sensitief is en jy is nie so bekommerd oor, kom ons noem dit, jy is dalk regtig 'n rip op die rybewerking, jy wil vir jou ordentlike blompot los en slytasie gaan vir jou kop seer wees. Is hierdie 'n goeie opsie? Kan jy hom hardloop? Die lekker ding is, en dis daarom een voordeel, ek bedoel, dis 2 boute uit. Kom ons sê 'n bestaande ripper, jy kan hierdie tande bestel, die shank bestel, trek jy 2 boute uit, druk jy 'n nuwe shank in en dan gaan jy. So ons het 'n paar shank opsies, jy weet, en dit kan heen en weer ruil. Want ek sien nou hierso, hierdie ene is nou sommer reguit af. Kyk, dit is ons, kom ons noem dit, ons bietjie dieper werk dan. Dis ook iets wat ons laas jaar nou eintlik regtig begin doen het. Hidroliese tripaksie, ons deel 'n paar van hierdie masjiene uit met hidrolies. En dan gewoonlik wat saam met die hidrolika gaan is die ouens wil 'n bietjie van 'n langer tand hê, so ons het dit gedoen. Dit is vir daai konsekwente, ek wil sê 500, 550, dalk selfs 'n 600 mm bewerking. Ja. So jou voordeel is jy kan nog steeds op 400 of 380 werk met hierdie langer tande. Maar jy kan dieselfde werk, steek as maar jy die dag, as jy nou kom ons sê variërend wil rip, jy het dalk grondkaarte, jy wil hierdie land 300 rip, ek sê nou 300, dis bietjie vlak, 350 rip en dalk 'n volgende land 550. Hierdie masjien is dan die masjien vir jou. En dan stel jy nou natuurlik jou druk op die tand, dat hy diensooreenkomstig stywer of minder styf is as jy dalk begin rip. Want is hidrolies. En sê vir my, want ek sien ook hierso, julle het nou 'n ander breër veer hierso in as wat julle in die verlede gehad het, ander tipe design ensovoorts. Wat is die rede vir dit? Dit is iets waarmee Wikus baie geëksperimenteer het in die verlede. Weer eens, dit was daai patent wat ons 'n bietjie in die weggeruim het om dit vroeër te kon doen. Dis 'n meer betroubare bladveer. Dit is selfde trip aksie. Dis net ons wou 'n baie meer betroubare wat meer trip siklusse kan hanteer selfs en styf bly vir langer. En dit was die gedagte agter hierdie. Makliker ook om te onderhou in die langtermyn. So ek wil net die ding spek, ek praat met jou, jy praat met my of een van ons handelaars en ja, hulle help jou. Uitstekend. Henry, dankie baie. Dankie Andrei. Right, so dit is Henry van Bokkie, nee, as jy 'n grond wil losmaak, daarso. En as jy nie worry oor die nou-tol storie nie, daarso, nee. So, belangrik wat hy gesê het is, kyk maar na die slydele wat jy op die inline rippers en daai tipe van goed sit. Ek dink jy wil nie eendag daarso sit met 'n ploegbank op 500 nie. Is baie maklik om 'n 250 ploegbank weg te vat is op 500, nee. So maak seker dat jy daai breking in jou grond reg kry. Dink ook die omstandighede wanneer jy rip ensovoorts. Goeters is belangrik. En weer eens, ek dink as jy van daai goed nie net op hierdie nie, hoe meer jy deur die ding gaan, hoe losser jou grond raak, minder is jou slydele. Dis die van Farm Spice af. As jy wil jou risiko verskans, daar staan hy. Linkie bo of hier onder. Tot volgende keer. Groete.